Welkom by ons skriflesing vanoggend in Esegiel 36 vers 16 tot 32. Ek lees graag vir u voor. Die woord van die Here het tot my gekom: Mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. Hulle optrede was in my oë soos die maagdelike onreinheid. Ek het my toorn oor hulle laat losbreek, oor die bloed wat hulle vergiet het, en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag. En toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense vir hulle sê, maar dit is mos die volk van die Here hierdie. Hulle kom uit sy land. Ek is begaan oor my heilige naam wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dis nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk, in wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak, en julle na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgiet, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alles waarmee julle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande, sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef, dat julle hongersnood het nie. Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie. En julle sal 'n afskeid hê van julle self oor julle sonde en julle afskuwelike dade. Julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas, Israel, is skaamte en skande oor julle optrede. Neem dan as die kernverse vers 31 en 32, dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie. En julle sal 'n afskeid van julleself hê oor julle sonde en julle afskuwelike dade. Julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle
pas Israel, is skaamte en skande oor julle optrede. En dan lees ek ook in die 53 vertaling, dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir julleself walglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos julle oor julle weë, o huis van Israel. Ek bedien graag die woord. Daar was al 'n dag in jou lewe wat jy nooit sal vergeet nie, omdat jy bloedrooi skaam geword het. En dit was nie omdat jy gespot is as jy nog jonk was oor 'n seun of 'n meisie in jou lewe nie. Dit was ook nie omdat jy 'n glas koeldrank by julle gesin samekoms omgeslaan het met jou hand nie. Maar dit was omdat jy 'n onwaarheid vertel het oor iemand, gejok het, en toe voor almal uitgevang is, dat jy nie die waarheid gepraat het. Jy was baie skaam daarvoor. Of, jy sal onthou hoe woedend jy geword het oor iets en wat jy teenoor iemand gesê het, lelike dinge, wat jy teenoor iemand anders gesê het, voor ander mense. En jy het baie skaam gevoel oor jou optrede. Vandag kry mense eintlik nie meer so maklik skaam nie, oor die dinge wat hulle sê of hulle doen nie. Hulle lag daaroor of spog daarmee en gaan aan met hulle lewe asof alles wat hulle gedoen het maar niks is nie. Of dit nou maar iets is wat afgehandel is. Mense is nie meer skaam oor hoe hulle lewe nie. Want almal rondom hulle leef maar soos hulle, doen maar soos hulle. En hulle weet in hulle hart, iets is nie reg nie. Hulle weet dalk in hulle hart dat dit nie voor God reg is. Maar hulle gee nie meer om nie. Want hulle dien nie meer God nie. God is nie meer in hulle lewe teenwoordig nie. Vir God is daar iets moois in skaam wees. Want skaam wees is 'n belydenis dat ons iets gedoen het wat sy gees diep betroef het. Skaam oor iets wat ons gedoen het is 'n erkenning dat ons eintlik God se liefde nie werd is nie. Maar ondanks ons sonde, dit nogtans ontvang het. Ons weet, God het ons begenadig. En nou is ons skaam as ons terugkyk. Skaam dat ons nie die Here se naam geheilig het. 'n Skaamhart wil God se vergifnis toeëien en dit soek om weer sy heilige naam groot te maak in die oë van ander. Hierdie opregte skaam wees kom nie uit onsself. God werk dit deur sy gees in ons hart. En het een doel daarmee, die heiliging van sy naam. 'n Hart wat weer kan skaam kry. Israel was nie meer skaam vir wat hulle in hulle lewe gedoen het nie. Hulle het God en al sy waarskuwings deur sy profete geminag en niks werd gode in sy plek gekies. En hulle volg hulle eie koppe agter hierdie gode aan en hulle vergeet van God se wet en sy verordeninge. En deur hulle slordige, wettelose lewe en bloedvergieting en afgodediens het hulle die land onrein gemaak. Hulle sonde het hulle soos maandelikse
onreinheid gemaak. Of mens kan sê, soos 'n vuil lap in God se hand. Hulle vuil sondige lewe het hulle soos 'n vuil lap, of as ons aan 'n vatdoek dink waarmee ons skottelgoed afdroog, het hierdie vatdoek so vuil geword, jy kan hom nie meer gebruik om skottelgoed mee af te droog nie. Jy gooi dit in die mandjie, in die wasgoedmandjie, tussen al die vuil goed in. God het dit met sy volk gedoen. God kon sy volk nie langer as getuies van 'n skoon lewe in sy diens gebruik. Hy het hulle tussen die nasies in gestuur en verstrooi. Hulle moes in ballingskap gaan lewe, soos wat mens 'n vuil vatdoek in die wasgoedmandjie gooi tussen die vuil wasgoed. God kon nie meer en wou nie meer langer onder sy volk teenwoordig wees as die heilige God nie. Hy het hulle daarom tussen al die volke in ballingskap laat wegvoer, as straf voor hulle harte, wat soos klip geword het, en glad nie meer wou luister na God se woord, soos hy dit deur sy profete aan hulle verkondig het nie. Israel se sonde het beteken dat hulle die skuld dra dat God van sy eer beroof is. Die volke het geglo dat Israel, hulle het nog gedink aan gode, maar Israel se God oorwin is. En dat hy daarom nie die enigste ware God is nie. Maar tussen al die afgode plek het, en nou is hierdie afgode meer as hy. Hulle het geglo, die God van Israel was nie in staat om sy volk van vernietiging te bewaar nie. God se naam onder die volke is onteer toe hulle weggevoer is, en alle heilige nadenke oor God het nie in hulle gedagtes bestaan nie. Hulle sê van God, dis mos die volk van die Here hierdie, en kyk, wat het van hulle land geword? Wat het van hulle geword? Maar, ondanks die sonde van Israel en die straf van God oor hulle, deur hulle in ballingskap te stuur, bly God die heilige God. Hy het hierdie volke in sy diens gebruik om sy volk te tug en tot bekering te roep. Hy bly ook die God wat getrou aan sy volk verbind bly, al is hulle onrein weens hulle sonde. Hy sal ondanks hulle onreinheid, onverdien, sy beloftes wat hy aan hulle gemaak het, vervul, sy verbond vervul met hulle. Hy sal self sorg vir die heiliging van sy naam onder al die volke. En hy sal dit doen deur sy reddende genade, waarmee hy hulle uit die volke uit terugbring na hulle land toe. En dan weer aan sy volk 'n nuwe hart gee, wat skaam sal wees oor hulle vroegere optrede, en hulle self sal mishaag oor hulle sonde, en hulle gedrag wat sleg was in die oë van God. En ek gaan dit doen nie terwille van Israel nie, maar terwille van sy heilige naam. Hy sal hulle uit ballingskap uitlei, uit al die nasies, en hulle terugbring in hulle land. En dan sal die nasies erken dat God in beheer is, selfs in beheer is oor die konings van ander nasies. En Israel sal self weer in Jerusalem erken dat God hulle God is, ja, die heilige God is. Hulle sal voor die heilige God dan skaam terugdink aan hulle bose en sondige optrede,
en 'n afskuw oor hulle sondes en afskuwelike afgodediens het. Hulle weet, skaamte is al wat by hulle pas oor die heilige God. Die dag toe die tempeldiens na die ballingskap herstel is, het God self gesorg vir die heiliging van sy naam. Die priesterdiens is weer herstel, die offers tot versoening van die volk se sondes is weer gebring. Moet jy onthou, priesters, as die priesterdiens weer ingestel was, moes gereinig word deur hulle self te was, en daarna het die hoëpriester rein water oor hulle gesprinkel as teken van dat hulle rein gemaak is om in die diens van God te staan. En nou beloof God, hy sal sy volk reinig van hulle sonde, deur die profeet Jesegiel, deur hulle met water te was en met rein water te besprinkel en van hulle sondes te reinig. Deur hulle reiniging stel hy dus weer die volk Israel in sy diens. En hy beloof saam met die skoonwas van hulle sonde 'n nuwe hart. 'n Nuwe hart waarop die wet van die Here weer geskryf staan en hulle dit weer graag doen. Maar ook 'n nuwe hart wat weer kan skaam word. Skaam word oor die sonde in hulle lewe. Hulle klipharde harte sal deur die Gees nuut gemaak word om hulle verskriklike afval van God en afgodediens te bely en hulle opnuut toe te wy aan die lewende God. Hy sal hulle God wees en hulle sal weer sy volk wees om met dankbaarheid volgens al sy voorskrifte en verordeninge te lewe. Hierdie profesie van Israel word op 'n baie van Israel deur die profeet Jesegiel word op 'n baie besondere manier vervul wanneer Johannes die Doper die pad vir Jesus voorberei. Hy gaan staan by die Jordaan en hy roep die mense wat daar kom tot inkeer omdat die Messias kom. En dan doop hy hulle met water as 'n teken van berou en 'n aflê van hulle sondes, sodat hulle in afwagting kan wees op die koms van die Messias koning van Israel. Maar water was nie sonde af nie. Jesus was ons sonde af. En daarom kom hy na Johannes toe by die Jordaan waar hy doop en hy vra vir Johannes, of hy sê vir Johannes, jy moet my doop. Johannes wou nie, maar Jesus dring daarop aan, sodat die geregtigheid van God vervul kan word, sodat God heilig kan bly, as hy genadig is, sodat almal sal weet, God is heilig. Christus Jesus neem met sy doop ons sondes op sy skouers, sodat God kan heilig handel met ons. Sy heiligheid eis dat sonde nie ongestraf sal bly. As dit dan nie aan die sondaar gestraf word nie, straf hy dit aan sy eie seun, Jesus Christus. Vir ons word dit met die sakrament van die doop sigbaar. As 'n kindjie gedoop word en water oor die kindjie gegiet word, gesprinkel word. Die water as teken van skoonwas in die bloed van ons Here Jesus Christus. Nie die water self nie, maar die geloof in Jesus Christus wat vir ons deur sy bloed aan die kruis 'n volkomme versoening vir ons bewerk. Elke keer
wat ons dus die sakrament van die doop beleef, dan moet ons weer in ons geloof toeëien, dat God ons om Christus wil elkeen ons skuld vergewe. Met nagmaal word dit vir ons in die tekens van brood en wyn bedien, sodat ons sigbaar kan sien dat Jesus sy lewe in ons plek gestel het. Maar God sou meer doen as net om die sondes van sy volk te vergewe. Hy skenk ook aan sy volk 'n nuwe hart. Hy skep in elke gelowige onder sy volk 'n nuwe hart, waarin weer die liefde vir God geleef word, waarin die wet van die Here weer geskryf word. Hy stel hulle in 'n nuwe verhouding, waarin hy hulle God is en hulle sy volk is. Die Here sal sy verbond met elkeen wat glo bevestig, ook met ons kinders. Hy sal ons skuld ons vergewe, maar hy gaan ook met sy gees in ons kom woon. Dis sy belofte. En hulle wat glo, kom maak God woning. En deur sy gees gee hy wedergeboorte, vernuwe ons lewe, om weer met blydskap te soek om die Here te dien. En daarom skryf die Gees deur die woord die wet op ons harte, sodat ons 'n fyn aanvoeling kan hê om wat vir die Here in sy oë reg en in sy oë verkeerd is. En ons hom weer met blydskap, uit vrye, dankbare wil in ons hart te dien. Maar die wonder is dat die Gees ons ook 'n hart gee wat weer kan skaam word. En hierdie skaam word kan vanuit ons begryp dat God se naam heilig is, in ons lewe gesien word. Ons kom agter, God was ons as sondaars genadig. As ons nagmaal toe gaan, dan weet ons, God was ons genadig. En daarom laat die Heilige Gees ons vir 'n oomblik terugkyk voor nagmaal. God se genade maak ons skaam oor die sonde wat nog in ons oorgebly het. En die sonde van ons lewe. As ons dan in ons lewe terugkyk, dan mishaag ons oor ons sondige bestaan. Dat ons nog, al wil ons die Here dien, nog dikwels teenoor al sy gebooie sonde doen. En dan begryp ons verlossing lê buite onsself en ons Here Jesus Christus. Ons staan met leë hande voor God, om uit genade die liefde van God in Jesus te ontvang. En dan verstaan ons waarom die Here dwars deur die profeet se profesie so duidelik laat hoor, ek doen dit nie om julle ontwil nie, maar ter wille van my heilige naam. Ons verlossing het net een doel, en dit is dat God se naam in die oë van almal rondom ons geheilig word. Daarom moes Israel 'n getuie wees van God vir die volke rondom hulle. Wanneer hulle tussen die ongelowiges lewe, tussen die nasies, moes hulle manier van lewe, hulle dien van die Here, 'n getuienis dra. Hulle moet daarom by ons ook sien, die heidene, die ongelowiges tussen wie ons woon. Wanneer ons tussen hulle woon, moet hulle vanuit ons lewe God
as die Heilige leer ken. Hulle moet sien ons lewe anders. Ons lewe het God lief en daarom is ons aan hom meer gehoorsaam as aan mense. En as God dan hulle lewe met swaar kry besoek, sê Petrus in sy eerste brief hoofstuk 2 vers 12, en dan sal hulle skaam word self. Dan sal hulle skaam word, omdat hulle by ons gesien het hoe 'n lewe lyk wat God dien. En miskien kry ons dan die geleentheid dat hulle na ons toe kom en ons in liefde die waarheid aan hulle kan bedien oor die versoening wat Christus gebring het, met die woorde wat die Heilige Gees in ons hart sal lê. 'n hart wat nog voor God kan skaam kry van God 'n belofte, dat hy ook sy sorg oor sy kinders wil gee. Okay? As ons nog skaam is oor ons sondes, dan kom hierdie belofte toe van die Here toe, dat hy sy genade oor ons groot maak, ons skuld ons vergewe, en ons Vader is in Jesus Christus, wat alles wat goed is oor ons wil uitgiet. En selfs die dinge wat swaar kry in hierdie wêreld is tot ons bes wil keer. Israel wat terug is in Jerusalem en skaam is oor hulle sondes, mag hoor, God sal vir hulle sorg. En as ons dit mooi lees en weer mooi luister na die profeet se profesie, sal God sorg selfs met oorvloed as dit sy wil is. Vir ons staan hierdie belofte dus ook vas. God versorg in sy liefdevolle goedheid elkeen wat nog skaam is oor sonde, en in Jesus Christus God se liefde en vergifnis toeëien. God verklaar, sal jy onthou, dat Dawid 'n man na sy hart is. Hoekom? Omdat Dawid skaam oor sy sondes en met trane voor God neergebuig het om sy skuld te bely. 'n hart wat skaam kry oor sonde, getuig dat jy 'n egte kind van God is. Dan is jy soos Dawid, 'n kind na God se hart. Amen. Ons bid saam. Dankie, ons hemelse Vader. Dankie dat U ondanks ons sondes, ondanks ons skuld, ons genadig was. Dat U ter wille van U heilige naam en die eer wat U toekom, ons uit hierdie wêreld geroep het. U seun aan ons gegee het sodat U dit kon doen. Dankie Jesus dat U in ons plek al ons skuld op U skouers geneem het en dit volledig versoen het. Dus dankie ons hemelse Vader vir die vergifnis van al ons sondes, louter, alleen maar uit genade. En daarom kry ons skaam, dat ons nog stryd teen sonde, dat ons nog so dikwels verkeerd dink en doen, dat ons ywer nog so min is voor U, om U te dien, dat ons verhouding met U soms nie so mooi onderhou word, dat ons nog baie kere aardsgerig lewe. Vergewe ons dit. En wil ons deur die versekering aan die nagmaal volgende Sondag weer versterk in ons diep dankbaarheid voor U. En werk deur die Gees die kennis van U wil in ons harte, sodat ons dit kinderlik gehoorsaam, met blydskap kinderlik gehoorsaam sal doen, om aan U gehoorsaam te wees, sodat U naam in die oë van die wêreld verheerlik sal word. Amen.